Ek wil jou nooi vandag nader aan die Vaderhart, om 'n oomblik stil te word en in hierdie oomblik God as Vader te beleef. Hebreërs 12 vers 11 skryf, elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap. Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. Hierdie oorspronklike woord vir tug beteken nie straf nie, dit beteken opvoeding, vorming, afrigting. Dis 'n kind wat deur sy pa op 'n liefdevolle wyse grootgemaak word, nie as 'n regter nie, maar meer as 'n afrigter. In die antieke wêreld was hierdie woord gebruik as 'n proses vir jong mense om te leer om volwasse burgers te word van hulle land. Dit het 'n karakter, 'n selfbeheersing en 'n wysheid ingesluit. Wanneer die Jode hierdie woord gebruik het, het hulle dit gebruik in die sin van God wat ons oplei tot burgers van sy koninkryk. Dissipline is dis 'n pad wat ek en jy stap na volwassenheid. Ons dink baie keer dat dissipline beteken God wil ons straf, maar Hebreërs 12 vers 6 sê dat want die Here tugtig die wat hy liefhet. Daai tug is juis sy betrokkenheid in jou lewe. Sy dissipline is liefde in aksie. Augustinus het gesê, ons begeertes is soos wilde perde. Dissipline is nie om die perde dood te maak of die perde te straf nie, maar om hulle in die regte rigting te leer hardloop. God wil ons vreugde nie dood maak nie, maar hy wil ons rig in die regte rigting. En uiteindelik wys dissipline vir ons vorentoe. Dit voel dalk soos trane soos hierdie teks sê, maar dit word later 'n vredevolle oes, 'n lewe wat in lyn is met die wil van die Here. Dissipline mag dalk soos pyn voel in die oomblik, maar dis saad wat geplant word in ons lewens. Ons voel dalk die aarde wat oopgeskeur word, hierdie grond wat oopgeskeur word om geplant te word, maar God sien reeds die oes van vrede wat kom. Ek wil jou nooi saam met my vandag in hierdie oomblik. Kom ons word rustig vir 'n oomblik en herhaal hierdie kort sinnetjie saam met my soos wat ons fokus op die Here. Here, vorm my in u liefde. Herhaal dit nog 'n paar keer saam met my. Here, vorm my in u liefde. Here, vorm my in u liefde. Ek wil jou nooi op hierdie oomblik te bid vir iemand wat jy weet sukkel met hierdie konsep van dissipline. Of dit nou hulle tyd is, of hulle woorde is, hulle gewoontes, of van hulle gedagtes wat hulle sukkel, wil ons bid dat die Here hulle sal vul met sy gees. Here, kom wys hulle dat dissipline nie 'n straf is van u af nie, Here, maar dat dit u liefdevolle vorming is in hulle lewe. Laat hulle 'n vredevolle oes dra, Here, 'n lewe wat ooreenstem met u wil. Here, ek kom bely dat ons baie keer swak is en kortskiet, Here, in dissipline. Here, ek kom gee my tyd, my denke en my begeertes aan u. Vorm dit, Here, deur u gees. Dankie dat u dissipline nie my vreugde wil kom steel of wegneem nie, Here, maar dat u my wil rig op die regte pad van ware vryheid. Ek vertrou u beloftes, Here, dat die trane van vandag deur u hand 'n oes van vrede sal word. Here, kom hou ons vas in u hande en kom vorm ons dat ons meer soos u seun sal word in Jesus naam. Amen.